U dankie sê, dankie dat U God is, dankie. Ons kan kom oorgee vanoggend en sê, Here Jesus, ons wil net plek maak vir U in ons lewe, Here Jesus. Ons wil net vanoggend kom oorgee aan U, want U is nog die eerste prioriteit in ons lewe. U moet die alles wees in ons lewe. So Here Jesus, ek kom vanoggend en ek wil net vra, Here, kom werk in ons harte vanoggend, kom werk in ons gedagtes vanoggend, kom maak ons harte oop om vanoggend U hart te hoor, vanoggend U woord te hoor. Here, dankie vir elke geleentheid wat ons het om U nog groot te maak. Dankie dat ons het om te weet U is koning. U is die rots. U is die sterke verlosser, U is die vrede. U is die blinkmôre ster, U is die soetrus van saad. Here, sonder U is ons vanoggend niks. Here, kan ons ophou najaag na wat die wêreld wil hê, maar wat God wil hê in ons lewe. So maklik om in tradisie te volg en religion te raak, en religious te raak. Maar mag ek vanoggend nie oor religion gaan nie, of tradisie nie, maar regtig vanoggend oor U gaan, oor wat ons vanoggend uit U hart uit wil hoor, en wat U vanoggend met ons wil share. Papa Vader, ek bid vanoggend, dat elkeen wat hier sit, vanoggend hulle harte sal oopmaak, om te hoor wat U wil hê. Here, dat ons vanoggend met blymoedigheid en vrymoedigheid sal kom, Here Jesus, om by U uit te kom. Because You are in this room this morning. You are here to change lives this morning. Dankie, Here, dat ek vanoggend weet dat daar geen ander God is as U. Here, U is lewendig. En ek sê vir U dankie. Here, dankie dat ek by U voete kan kom sit vanoggend. Here, help ons om eerder 'n Maria te wees, wat by die voete van Jesus is, as 'n Martha wat besig is met allerlei dinge. Dankie, Here, vir U goedheid en U guns. Ek bid dit in alles in U groot en heilige naam. Amen. So vanoggend wil ek met julle iets deel. Ek sê vir Danisari, dis iets wat die Here eintlik al 'n hele rukkie op my hart het, maar elke keer dan omseil ek dit. Jy weet al wat jy's bang. En ek het net hierdie week besef, ek kan nie meer bang wees nie, ek moet vanoggend sê dat die Here wil ek vir julle sê. Terwyl ons hierdie liedjie sing, hierdie laaste liedjie, kom ek by en ek besef, julle weet jy wat, ons is so in tradisie vasgevang, ons is so in religious geraak, ons het, ek wil amper sê, jy's nou nie kerk, en nie meer so optree, nie met dit, en nie met dat ons actually vergeet, dat ons hier is vir God. Daar's 'n way van hoe alles loop in die kerk. Julle weet ons waarvoor ek praat. Weet, Pastor Petrus kom nou daar by die deur uit, klaar uit, en dan kom groet hy miskien gou almal, en as hulle almal gegroet het, dan vertel hy gou 'n paar afkondigings, en party weke sê hy niks nie, en dan sê hy nie wat ons gaan het, en dan begin die praise and worship span, en hulle sing, en dan, dit is my tradisie, dit is vir my tradisie, dis. En, ons is verkeerd al nie, ons moet die goed doen seker, maar ons is tradisie geworden. Dit is it's a given. En so ek wil vanoggend jou en my uitdaag om buite dit te gaan. Om buite die normale te gaan en vanoggend God eers te stel. So my tema van my boodskap is draai terug na God. En nou ek gaan vir julle 'n paar goed uithaal, Bybelversies, en ek het vanoggend regtig iets wat ek met jou wil share, wat ek glo, en dit is actually vir elke individu. Dit is nie net vir 'n volk, want die goed wat ek gaan aanhaal is oor 'n volk, maar dit gaan nie net oor die volk nie, dit gaan oor jy as mens. Waar staan jy met jou verhouding met God? Hoe belangrik is God vir jou vanoggend? En ek het begin al hoe meer besef, daar's nie net tyd vir hierdie miskien speel en kom ons doen dit so en ek moet nou maar versigtig wees wat ek gaan sê, want jy gaan nie volgende week terugkom nie, want ek het op jou tone getrap. Sorry nou.
Ek is hier om God se woord te oor te dra. Ek is hier om vir jou te vertel, weet jy, dit is tyd dat ek en jy begin opstaan vir Jesus. Dit is tyd dat ek en jy 'n verskil in hierdie dorp en in hierdie land doen, sodat hierdie dorp en land kan verander. So as ek ekskuus op jou tone trap, sorry nee. Jy moet dit maar vat van ons, neem die punishment vat. Want ek is op 'n plek van my lewe waar God vir my so belangrik is, dat al wat ek wil doen is om vir God te leef. En dit is my hart, dat ek en jy wat hier sit, want my doel is om jou in die hemel te kry. Ek moet met dit wat ek vir jou share, met jou deel, moet ek jou probeer kry, oorreed kry, om te vir jou verhouding so sterk met God hê, dat jy vir hom leef. Nou ek gaan vanoggend begin met 'n baie bekende versie, maar ek het besluit, ek gaan hom nie net in een taal, of in een, hoe sê hulle, weergawe vertel nie, ek gaan hom vir jou in 4 verskillendes vertel. Okay? Want dit is so, want elkeen het ietsie wat vir my uitstaan, wat dit vir my meer belangrik maak, as die ander ene. So die eerste ene is, of die vers is Matteus 6 vers 33, dit sê, nee, maak die koningsheerskappy van God, en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit, dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. So die woord prioriteit, jy moet God 'n prioriteit in jou lewe maak. Hy moet nie net 'n miskien wees nie, hy moet eintlik jou alles wees. So hy is die hoofprioriteit in jou lewe, hy moet jou alfa en jou omega wees. So waar is God in jou lewe? Hoeveelste prioriteit het ons? Jy het allerlei prioriteite in jou lewe. Jy het dan vriende, jou man, jou vrou, jou kinders, jou werk. Hy is gewoonlik die hoofprioriteit in baie mense se lewens, want daar kry jy geld. En so kan ek aangaan. So, wat se prioriteit speel God in jou lewe? Hoe belangrik is hy vir jou? Want hy moet eerste wees. Nie tweede nie, nie derde nie, nie vierde nie, heel eerste. Hoe begin jy jou dag? Miskien, hier langs die lyn, ek gaan net vir God sê, dankie vir dat ek volgende opgestaan het. Op pad, werk toe, of wat ook. Misschien jy vergeet, dat jy dit nie prioriteit. So die woord prioriteit is actually so belangrik. Want dit is wie God is. Hy kon net besluit, jy is nie prioriteit om volgende makker te maak. En dan? Ja, meneer Ross. God het dit prioriteit geag om jou vanoggend wakker te maak. Hy het gesê, dit is my kind. Dus jy is belangrik vir my. Ek wil jou nog 'n dag gee. Ek wil jou nog 'n geleentheid gee om 'n verskil te maak. En iemand sê. Tweedens, die tweede keer, nou gaan ek na die 83. Die eerste een het ek in die Nuwe Lewende Vertaling uitgelees, die volgende is in die Afrikaanse 83 vertaling. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Vir die wil van God. So wat se wil het God? God het dat ek en jy hom eerste stel. God se wil is dat ons hom 'n prioriteit in ons lewe maak. God se wil is dat ek en jy bo alles hom soek. Die res moet bykom, is bysake. Want dit is waarvoor ons hier is. Die derde ene wat ek vir julle wil lees, dis 'n Engelse versie vir die ouens wat kan Engels verstaan. But seek first the kingdom of God and his righteousness. Ouch. And all these things will be added to you. Dis so belangrik. Alles gaan jy kry as jy vir God eerste in jou lewe stel. Dan kan hy vir die res gee. Dan kan hy jou bless. But he must be your first priority in life. Nou ons maak hoeveelste prioriteit? En dan hierdie ene.
Dit kom uit die International Children's Version. Toe ek hierdie versie lees, nou, dit was soos, wow, dis so mooi. The things you should want most in God's kingdom and doing what God wants. The thing you should want most is God's kingdom and doing what God wants. En dan, die rest wel vir die bygevoer, of nie die buiten sê. Ek en jy is kinders van God. Ons sê, ons is soos kinders om die Here te dien. Dis kom ek daai Bybelversie gaan aanhou het. So then I must seek the kingdom of God. Dan moet ek soek wat God wil hê. Nie wat die res wil hê nie, wat God wil hê. Dan vra jy my, maar hoe draai ek terug na God? Verander jou gewoontes. Verander wie jy is. Ons sing so al die liedjies en met al die mooi woorde, Here, maak vir my room en verander my en ek is Isie Pottebakker, ek sê klei alles soms. Ons sing al die goeders. Maar ons wil nie toelaat dat God iets aan ons verander nie. Ons wil ons dieselfde kan bly. God sê, nee, ek moet jou verander. Ek moet jou 'n beter mens maak. Ek wil nie dieselfde wees. So first seek the kingdom of God and His righteousness, and the rest will be added unto you. First, look for God's as a priority in your life, and the rest will follow. Dis 'n maklike woord. Follow Jesus. Seek His kingdom. Jy kyk my so ernstig aan. Jy maak my bang. Maar ons kan nie meer nie, Here, weet jy wat? Ek sê gisterand vir my vrou, ek sê, weet jy wat, ek het hierdie week het ek 'n klomp vrae. Jy weet daai week met daai tye in jou lewe wat jy seker 'n klomp vrae het, né? Wat nie vir jou sin maak nie. Nou ek is nie hierdie week nog. Nou sê ek, Here, hoekom is dit so moeilik vir ons as kinders van God om saam te staan en te dien? Hoekom is daar 10,000 denominasies daar buite? Ons dien dieselfde God. Ons kan nie saam staan as kinders van God nie. Veral nie in vereniging. Sorry. Ek trap my baie keer. Maar dit is die waarheid. Ons kan nie as kinders van God in hierdie dorp saam staan nie. Ons worry oor die ander ou. Ek worry oor my skapies en jy worry oor jou skapies en saam worry oor skapies en dan kom ons nêrens. Eintlik moet dit gaan alles first and foremost about the kingdom of God. So hoekom is daar NG Kerke, ou apostoliese, nuwe apostoliese, geen apostoliese en weet jy wat se al daar's horde kerke. Ek kan onthou toe ek in die hospitaal gewerk het. Ek was verstom om te weet daar's soveel duisende denominasies. Want net omdat ek anders te glo as jy met die Here dien. Hoekom worry ek of ek Saterdag kerk toe gaan en of ek Sondag kerk toe gaan? Dit gaan oor of ek die Here dien en dis alwaaroor dit moet gaan. So sorry, daar is ons Saterdag. Ja, hulle is verkeerd nie. Ek sou nie verkeerd nie want ek dien die Here, dis waaroor dit moet gaan. Ja, daar dien die Here op Saterdag. Daar's fout met hom. Hier dien die Here op Sondag, daar's fout met hom. Nie was niks fout met my nie. Dis my hart. Al daai goed gaan nie saak maak nie. Dit gaan oor jou verhouding met God. So jy kan hier op 'n Maandag ook gaan dien as jy wil man. Solank jy die Here dien, solank jy elke dag saam met kinders van God is of een keer 'n week ten minste saam met kinders van God is. En die Here dien. Maak dit saak wat se dag van die week jy dien. Dit gaan oor God, first and foremost. So dis 'n klomp vrae wat my hierdie week deur my kop gegaan het. So my verbaas is ek vir sien hoe Woensdag kom kyk.
Julle, ons hou ons besig met onbenullighede in plaas van om met ons besig te hou met God. En almal is skuldig daaraan. Ek het net gekyk, wat het Sunny Sarah hierdie week verkeerd? Ek was so gefokus op Sunny Sarah dat ek vergeet ek moet by God uit. Sorry Sunny Sarah, ek sal op jou. Jy sien net die naaste. Ons hou ons besig met allerlei ander goedertjies. Wat van God? Of ek met my tannie Sarah gestaar het, dan vir die volgende 24 uur, maar glad die saak ook ek nie hemel gekom nie. Dit gaan ek so beteken, ek gaan nie hemel toe, want ek kom so besig met haar. Ons gaan so oor die mense om ons. Wat gaan hy sê? Wat gaan sy sê? Wat gaan God sê? Dit moet jou eerste vraag wees. Is God happy met wat jy mee besig is? Seek first the kingdom of God. So dit maak nie saak of ek op 'n Sondag, 'n Maandag, 'n Dinsdag, 'n Woensdag, 'n Donderdag of 'n Vrydag die Here dien nie. Solank jy net die Here dien, solank jy net in 'n verhouding met God staan. Dis wat prioriteit is. Dis wat belangrik is vir God. Jy kan op 'n Woensdag of val wat ek om Here dien. Solank jy net die Here dien. Solank jy in 'n verhouding elke dag werk met God. Onthou net, dis nie die Sondag wat jy in die hemel gaan kry nie, dis jou verhouding met God wat jy in die hemel gaan kry. Vir ingeval jy gewonder het. As God nou voor jou staan, gaan hy nie vir jou vra, "Haai, Nikita, ag jy net. Wat 'n dag het jy die Here gedien?" Nee, regtig? Op Woensdag. Oh, Nikita, wat is die prioriteit wat ek in jou lewe gehad? Hoe belangrik was ek vir jou? Wat het jy vir ander mense gedoen? Kan ek onthou? As ons regtig net ons fokus van die wêreld kan afhaal en op God sit. Ons fokus so op al die dingetjies van die wêreld. En wat die een gaan sê en wat daai een gaan sê, dat ons vergeet wat God moet sê. Ek's nie perfek. Ek's regtig nie perfek. Ek wens ek was. Maar ek is. So miskien sê ek vir jou iets en denk, ja, hy praat op my weer. Hy praat, vanoggend moet ek vir jou sê, want jy moet by God hê. Jy moet terugdraai na God. Ons vier oor 2 weke die kruisiging en die opstanding van Jesus. Jaar na jaar doen ons dit. Daar seker goed wat in ons Christelike, ek wil sê, tradisies is. En ek wil dit nou nie afmaak nie asseblief. Dis belangrik. Kersfees wat Jesus of die Christusfees wat Jesus se geboorte is, dan kom ons by Paasfees wat nou die kruisiging, die opstanding is, daarna kom die uitstorting van die Heilige Gees, al die goeders. Elke dag moet jy Jesus se geboorte kan vier. Elke dag moet jy Jesus se kruisiging vier. Elke dag moet jy sy opstanding, die oorwinning wat jy het eintlik vier. Jy moet elke dag die Heilige Gees in jou lewe toelaat. Nie net daai een dag van die jaar nie. Jesus moet elke dag die prioriteit wees. Jesus moet elke dag first and foremost in jou lewe vat. If you are consumed with God, the rest will not matter to you.
Of Tannie Sally te besig is om te skidder, gaan nie veel belangrik wees nie. Because God is important to you. Net iets sê. Sagaria 1 vers 1 sê die volgende: Moenie soos julle voorvaders wees nie. Okay? Dit sê in vers 1: In die 8ste maand van die 2de regeringsjaar van Darius het die woord van die Here gekom tot die profeet Sagaria, seun van Berekia, seun van Iddo. Die toorn van die Here het oor julle voorvaders losgebreek. En nou moet jy vir jou volk so sê die Here die Almagtige: Bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige. Bekeer julle. Weet julle wat, ons land het bekering, en ons land het nodig dat mense terugdraai na God. Maar nie net die land nie, ek en jy as mens het nodig om God so belangrik te ag dat ons terugkom by God. Ek en jy moet Jesus eerste stel. Ek en jy wat hier is, wat ons is 20, 25 mense vanoggend, ons kan 'n verskil begin. En jy moet na die Here toe draai. Ek en jy moet wegdraai van al die dinge van die wêreld af. Asseblief nou nie môre jou werk gaan bedank. Want môre dan hoor ek weer, ek het gesê, jy moet net by die Here uitkom, so nou moet jy alles los. Jy sê wat ek sê nie. En dit alles maak God 'n prioriteit vir jou lewe. Soek hom, smeek hom, huil voor hom, treur voor hom. Wat ook al nodig is om by God uit te kom. Maar elke dag van jou lewe. Nie net 'n Sondag nie. Vers 4 sê, moenie soos julle voorvaders wees. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en sê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade. Maar hulle was ongehoorsaam, hulle het nie aan my gesteer nie, sê die Here. Waar is julle voorvaders nou en die profete? Leef hulle vir altyd? Het die uitsprake en voorskrifte wat ek met dienaars, die profete laat maak het, dan nie julle voorvaders ingehaal nie? Hulle moes erken, die Here die Almagtige het met ons gedoen wat hy om voorgenem het om met ons te doen, presies volgens volgens ons lewe en ons dade. Jou lewe en jou dit wat jy lewe, gaan jou uiteinde beteken. Dit gaan beteken gaan jy hemel toe wêreld. So maklik sê. So jou elke dag se lewe gaan bepaal gaan jy hemel toe wêreld. Wat het jy nou? Wat het jy nou? Jy hoor dat jy die Here moet dien. Jy hoor dat jy God moet eerste stel. Jy hoor dat dit belangrik is om jou verhouding met God sterk te maak. Yet we are busy with so many other things. Ons jaag allerhande ander goed na. En alles omdat die wêreld en die vyand kom en hy geef ons 'n oogklap sodat ons nie kan sien dat ons nie besig is met God nie, maar met die wêreld se goeders. Gaan lees die nuus. Ek lees nie nuus nie. Of ek kyk nie nuus nie. Want dit is my te depressie. Maar gaan kyk net na die goed wat in die wêreld aan die gang is. Dis chaos. Dis tekens van die eindtyd. Dis teken dat Jesus op pad is. Hy kan vanaand kom, hy kan môre kom. En dan ek was besig met iets anders te doen. Gaan brand. Kyk, hierdie amazing video wat ek sien van die voorstelling waar hulle kom voor by Jesus en almal het sulke lertjies, kom by met sulke lertjies daarvoor. Party se lertjies, nou die rooi neem ek aan is die duiwel, is al die verkeerde goeders en dan die wit was nou die mooi goed. En dan kom die ou en dan party, nou maak ek dit mooi goed, maar dan is daar so net so 'n bietjie mooi goed, hè. En hy almal gaan help, die ouens met die bietjie. En dan kom daar 'n ou met sulke baie rooi, dit lyk net of hy rooi is en hy so dik, hy sukkel eintlik so om by Jesus uit te kom. But one thing is, his relationship was right with God. En hy gaan hemel toe.
Dit beteken ook, dan mag jy maar sondes doen, asseblief. Dis nie wat ek vir jou draai, vertel nie. Wat ek vir jou eintlik wil sê, dit maak nie saak hoeveel goed jy in die wêreld doen nie, dit gaan oor jou verhouding met God. Jy kan vir die wêreld sorg, as jou hart nie by God is nie, beteken dit niks. Dis hoekom ek sê, jy en ek moet terugdraai na God toe. Ek en jy moet God die prioriteit van ons lewe maak. As ons oop gaan, moet ons sê, dankie Here, nog 'n dag. Dankie Here vir wat jy vandag oor my lewe gaan stoor, of oor my pad gaan stuur, sodat ek kan vandag nie voluit lewe vir Jesus. Maar dit is nie altyd so maklik nie. Maar weet jy wat? Die Bybel sê nêrens, dit gaan 'n fees wees om Here te dien. Dit gaan maklik wees. Die disippels wat Jesus gevolg het, gekyk na van hulle, het 'n paar wrede dode gesterf. Hulle is gemartel. Hulle is geslaan. Hulle is onderste bo opgehang aan die kruis. Dis nie natuurlik ek is. Weet jy wat? God is alles. Dis as gevolg van God wat jy hier sit vanoggend. So dien die Here met oorgawe. Draai terug na God. Hoeveel van ons stel af of uit en sê, weet jy wat, ek sal volgende keer. Kom ons sê jy weet daar's iets in jou lewe wat verkeerd is. Ek gaan net nou as 'n voorbeeld vat. Kom ons sê jy weet daar's iets wat jy in jou lewe doen wat verkeerd is. Jy sê, Here, sien my nog net hierdie week oor. Ek gaan net nog hierdie week. Net hierdie week. En dan volgende week, okay Here, ek kon nou nog nie heeltemal, maar net nog 'n week. En so gaan ons aan, nog 'n week, nog 'n week, nog 'n week. En as jy weer sien, is jy 80 jaar oud, verrimpeld, oor die muur. Het gewag vir daai ene. Ek weet ek sit my voet daai. Okay. Kom ons sê, jy's 90 en verrimpeld, okay? Maar jy kom op 'n plek en jy besef maar dis nou te laat. Miskien het jy wat vanoggend hier sit en ek het nie kon dink ek daar nie, het 'n bucket list. Ek wil die en die en die en die in my lewe bereik of doen. Ek wil graag soen toe gaan, ek wil dit doen. Ek en my vrou het so ding gehad op stadium, ons wil gaan, ek dink dis koeksisters eet op 3 sisters. Dis sy. Dit seker simpel goed wat ons gehad, net om ons is hele bucket list gehad, 20 goed, ek dink ons het een van die 20 net so 'n klein baba dogtertjie wat ons al gekry het. Dis die enigste wat gerealiseer het. Maar okay, maar kom ons sit nou dit besides the point. Nou, wat voorlewe jy elke dag? 'n bucket list. Of leef jy nie vir God? Is jy tevrede met jou lewe soos wat hy nou is? Is jy tevrede met jou verhouding met God soos wat hy nou is? Ouch. Onthou een ding. As jy voor die Here kom staan, gaan Kosie, Sannie, Pietie nie saam met jou daar staan. Jy stop siel in een voor God. Jou man, jy stop siel in een. Jou vrou, jy stop siel in een. So maak jy saak wat hy en sy gedoen het. Jy gaan voor God staan. Hy gaan vir jou vertel.
Ek kan jou vra, waarmee was jy besig? Nee, so besig met dit en dit en dit en dit. Okay, nou waar was ek in die prentjie? Nee, ek weet nie. En dan? First and foremost, seek the kingdom of God. Draai terug van dit waarmee jy besig is. As daar nou iets in jou kop opkom, as ek jou sê, draai terug van dit, dis iets wat jy van ons sal ontraak. En bitter vandag ook in jou lewe. As jy met tyd. Ek het my vrou gesê, van uitstel kom afstel. So bepaal jou by God. Soek sy koninkryk. En die res van God sal jou bykom. Ek sê altyd, dis baie maklik om die plesiertjies van die lewe te geniet. Maar is vir korte duur. Eternity is baie. So draai terug na God. Kom by God uit. Kyk wat gebeur. Onthou net een ding, jy is nooit alleen as jy God aan jou kant het. Jy kan na God toe gaan om saam met jou battle te fight. Jy kan na God toe gaan om saam met jou die pad te stap. Jy kan dit nie alleen doen. Jou man, jou vrou, hulle kan nie teleerstel. Maar God sal. Dit voel baie vir jou so. Want hy het dan nie gedoen presies wat jy wil gehad het nie. En later is nie. God se plan was tog maar beter. Ek moet vir jou en vir my vanoggend vertel hoe belangrik dit is in hierdie tyd waar ons leef om ons verhouding met God te verstaan. Weet jy wat, dit gaan nie maar soos ek sê, nou al gesê, ek kan jou nie in die hemel kry. Net jy. Net jou, jy en jou verhouding met God gaan jou in die hemel kry. En as jou verhouding nie daar is nie, is dit tyd dat jy hom daar kry. Die vyand gebruik allerhande dinge om ons weg te hou van God. Ons vergeet een ding, ons God is groter as dit. Antoinette vertel my in die week, het hulle Bybelstudie gehad. En dan kom 'n oom, wat sê sy vrou het vir hom 35 jaar lank gebid, voordat hy tot bekering gekom het. Ek haal my hoed af uit. Patience is a virtue. Maar wat is sy opgegee? Toen was hy verloor, net so. So dit maak nie saak hoeveel keer jy moet bid.
Dit maak nie saak hoeveel keer jy moet ween en smeek en soebat voor God. Doen dit nie. God kan enige iemand verander, want hy het jou gemaak. Hy het jou gemaak en hy het daai persoon gemaak. So God kan daai persoon verander. Maar is asof jy is bereid om te is bereid om te veg vir daai persoon. Maar dit gaan first and foremost begin by jou. Wat jou hart verander. Wat jou uitkyk op die lewe verander. En God op die lewe. En onthou nou, dit gaan gebeur. Jy gaan nou sê, ja, pastoor Petrus het nou vir onder my gemotiveer, ek gaan nou voluit gaan vir Jesus. En dan gebeur maandagoggend. En dan maandagoggend dan sê, dis nog 'n bietjie moeilik. Ek weet nie meer so mooi nie. Here? Dit was gister baie makliker toe pastoor Petrus vir my vertel het, dit is maklik. Of ek moet terugdraai. Maar nou, wat gebeur nou vanoggend 8:00, 9:00 vanoggend, nou kom al die wiele af. Ek sê net, Here, ek vertrou op U. U sal my oorwinning gee. U sal my help. Maar ek gaan vashou. Hou net vas. Ek het eintlik 'n prentjie in my kop van jou wat vashou. Elkeen van ons hou vas aan 'n tou en ons sweef hier in die lug rond, soos ou wat daar in die vliegtuig uitspring en net is, ja, en jy gaan net jou net vas. Want jy weet as jy los, dan val jy dood. Dis wat jy moet sien. Okay, ek gaan net vashou of ek nou val. Ek gee op die Here vir my val. Hou net vas. Hou net nog 'n bietjie uit. Because God will never leave you nor forsake you. Hy's daar by jou. So kom ons draai terug na God toe. Kom ons vergeet van al die verkeerde dinge en al die you have an opportunity to this morning to turn back to God. You have an opportunity this morning to get to God. All that He asks from you is make Him a priority in your life. Soek. Daar's nog verse wat ek nou wil lees. Ek moet net altyd die eerste, want ek is deesdae te sleg met die eerste 2 verse te doen. Net kan hou. En die trein nou, moenie opgee nie. Hou net aan. Bid. Jacqueline, nie ophou nie. Bid net. Vra net, smeek net. Weet jy wat, baie keer dit kos 'n bietjie van my en jou om daai oorwinning te kry. Dan is jou taal nie opgee nie. Ek weet dit is moeilik. Maar nie vas. Dit is baie vir wat jy kan dankbaar wees. Weet jy wat, ek dink baie keer moet ons begin by dit, om vir die Here dankie te sê vir dit wat ons het. Ons mis dit. Ek het hierdie week 'n nuwe liefde vir my kinders ontdek. Wat dink hulle nie so? Maar weet jy wat, hulle is kosbaar. Hulle is 'n geskenk uit God se hand. Dis nie altyd wat ons wou gehad het nie.
Ons wil partykeer jy moet soeter wees. Maar dan word hulle nie so, dan sal jy seker soeter engeltjies soos ek het gedink het. Maakie saak nie. Want God is lief. Weet jy wat? As ons by God uitkom, maak hy nie vir ons maklik. As ons by God uitkom, dan maak hy ons oop. Jou vrug wat jy dra, gaan makliker wees. Kom by God uit. Ons is nou in die Paastyd. Dit is eintlik die perfekte tyd om by God uit te kom. Jy moet nie Paasoggend mos, daai is Vrydag of hy Sondag mis. Gaan ons in tyd. Laat ons by God uitkom. Ons moet kom dankie sê vir wat God vir ons gedoen het. Ons moet kom celebrate. So as die planne gehad het om weg te gaan, kanseleer dit. Kom by God. Soek God. Want hy is 'n prioriteit. Ek wil vanoggend ons elkeen bemoedig. Ons elkeen sê, weet wat, die eindstreep, die wenpaal, maak alles beter. Elke traan wat jy gepik het, elke keer wat jy hartseer was, elke keer wat jy opgebou het, maar weer aangehou het, is die beter. Sorg net dat jou verhouding met God so is, dat jy by God uitkom. Dan nie een ding, God is nie 'n kits kos oplossing. Goeie goed kom met tyd. Vertrou God. As ons dit kan doen, as ons God kan vertrou, sal dit ons lewe so vermaak. So kom by God uit. Soek hom. Vra hom, smeek hom, soebat hom. Huil vir hom. Partykeer vat 'n bietjie van wag. Partykeer moet ek nie gee. Partykeer moet ons opofferings doen. Dis alles die moeite werd. Kom ons sê oor vanoggend sit jy so in. Vanoggend weet jy nie eintlik wat ek kan doen. God is die een naam sien kyk. As jy vanoggend hier sit en jy sê, Here, ek het net so 'n bietjie nodig dat U my help. Ek wil vanoggend terugkom by U. Here, daai situasie by my werk wat groot is, U is groter as dit. Daai situasie in my finansies, U is groter as dit.
Daai situasie in my verhoudings met mense is te groot, jy is groter as dit. Ek moet terugkom by U. Ek moet first and foremost U jou prioriteit. Want ek besef vanoggend dat daai ander dinge en al my issues en al my probleme my weghou van U. Dan net een ding, wanneer ons in 'n situasie is ons fokus op dit en nie op God. God sê, fokus op my, sien my in alles. Soek my in alles. In elke uitdaging, in elke fight wat jy fight, in elke battle, ek is daar. Ek fight saam met jou. Ek sal jou nie in die steek laat, ek sal jou nie teleurstel. Maar jy draai weg van my af, hou op wegdraai van my, kom na my toe. Die Here sê, almal wat moeg en belas is, kom na my toe. Ek gaan jou help. Wat se kruis draai jy vanoggend? Wat se las draai jy vanoggend? God se klaar vir jou. Kom net by my. Jy vanoggend jy sit en jy sê, Here, nodig dit. Ek moet terugkom, ek moet die eerste stel. Ek het so hard gefight en ek het so gefokus dat op ander goed en op ander dinge dat ek nie nou op U gefokus het nie. Ek het gefokus op die battle wat ek fight en nie op U. Sit jy is nie vir jou hand opsteek. God sê vanoggend, kies my, volg my, soek my, en ek sal jou nie teleurstel. Ek sal jou nie steek laat. Ek sal by jou wees. Staan nog nie. Hemelse Vader, ons kom vanoggend by U toe. En vanoggend wil ek net U dankie sê. Thank you for being the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you that you are my Master, my Savior. Thank you that I can come to you this morning and just say thank you. Here, dankie dat U my gered het. Dankie dat U my kom uitdaal uit die donkerste plek uit waar ek kan wees en my vanoggend oprig om 'n warrior vir U te wees. En dankie dat U ons oprig om vanoggend op die woord van God te kan staan, op die beloftes van God te staan, Here. Die oorwinning is myne en nie die vyand se nie. Here, ek kan vandag op slange en skorpioene trap, Here, as gevolg van U wat by my is, Here Jesus. Here, ek is moeg om na die wêreld te worry en oor alles oor, Here. Ek wil U eerste stel. Ek wil U vanoggend, Here, my prioriteit in my lewe maak. Ek wil vanoggend kom en ek wil vanoggend sê, Here, U is die alles wat ek nodig het. Jesus, vanoggend kom ek met, Here, en ek staan op U wil vir my lewe. Vanoggend luister ek na wat U wil sê, Here. Jesus, vanoggend kom ek en ek vat dit wat U vir my gee, Here, elke oorwinning wat U vir my gaan gee. Ek claim dit vir elke persoon wat vanoggend in hierdie gemeente is, Here. Ek kom net vanoggend, Here, en ek bid, Here Jesus, dat hulle sal lei, Here, dat hulle die prioriteit sal wees, Here, dat hulle sal weet dat U God is en dat U alles is vir hulle, Here. Because there's nothing and no one like You, Jesus. Here, môre kan ek 'n bende storm loop, want God is aan my kant. Here, die vyand gaan val aan my linkerkant en aan my regterkant hierdie week, Here Jesus, want U gaan my die oorwinning gee. Here, ek bid dat mense wat vanoggend sê, Here, ek wil terugdraai na God toe, Here, hierdie week, Here, net opnuut U liefde sal ervaar, Jesus. Because You love them, Jesus. Here, U het ons so lief gehad dat U seun Jesus draai weg van dit wat die vyand vir jou sê is die regte ding.
Maak jou geestelike ore oop om te hoor vanoggend. Maak jou geestelike oë oop vanoggend om te sien wat die wil van God vir jou lewe is. Here, ek bid dat ons as 'n land, as 'n plek, as 'n dorp, Here, sal ophou besig wees met onbenullighede, maar U eerste staan in ons lewe, Jesus. U 'n prioriteit in ons lewe maak, Here. Here, dankie vir die goedheid en die guns. Dankie vir die almag, Jesus. Here, dankie dat elke persoon wat vanoggend hulle hand opgesteek het, wat gesê het, Here, ek draai terug na U toe. Ek het U nodig, Jesus. U met hulle sal iets in Jesus maak. Ek bly die bloed van Jesus met elke persoon wat in die kerk is vanoggend. En ek smeek U, Here Jesus, om by hulle te wees. Here, ek vra U vanoggend, Here, mag Here 'n nuwe krag, Jesus. Wanneer hulle moeg voel, Here, weet ek dat U hulle 'n nuwe krag sal gee. Wanneer ons wil opgee, Here, het ons iets om aan vas te hou, want ons hoop is in Jesus Christus. Ons oorwinning is in Jesus Christus. Here Jesus, dankie vir elke persoon wat vanoggend sê ons kom terug na U toe. Ek het U nodig, Jesus. Ek soek net vir U. Dankie, Here. Dankie, Here. Vyand, luister mooi vanoggend. Jy het nie meer 'n mag oor jou. Yes. Yes. My God is groter as jy en jy is nie welkom in hierdie plek. Amen. Vat jou goed en trek. Yes. Vat jou goed en trek uit mense se lewens uit. Here, daar waar mense in depressie is, Here, ek bind die mag van depressie vanoggend, Here, en ek bind, Here, ek maak vanoggend los vreugde en vrede in mense se lewens, Here Jesus. Here, daar waar vrees en angs mense oorheers, kom ek op en ek breek die mag van vrees en angs in mense se lewe, dat hulle oorwinning sal behaal, Here, en sal weet dat U by hulle is. Yes, amen. Here, elke verhouding wat U wil, by die vyand wil kom vernietig, ek bind dit, Here Jesus, en ek sê, Here, U is die oorwinnaar in daai verhouding, Here Jesus. U sal vir hulle die deure oopmaak, U sal vir hulle wys wat om te doen, Here Jesus. Papa Vader, dankie dat U God is, Here. Dankie dat ek weet dat U 'n lewendige God is, Here Jesus. Elke gees van verslawing, kom nou en breek jou werk in die naam van Jesus. Here, kom net vanoggend, Here, daar waar die vyand wil steel, Here Jesus. Ek sien hoe die vyand kom en kettinge om mense op. Ek breek dit vanoggend in die naam van Jesus. Jy sal nie meer vrees in mense saai nie. Jy sal nie meer verslawing nie saai nie. Jy sal nie meer haat nie, nie meer enige iets wat nie van U is. Al die bose goed weg in die naam van Jesus. Ek spreek lewe, lewe in elke persoon se verhoudings, in elke persoon se lewe, Here. Spreek in die mense se gesondheid, Here, daar waar die vyand wil kom steek die gesondheid, Here, ek kom en ek spreek nuwe lewe. Gesonde mense, Here Jesus. Het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, het ons nie 'n gees van siekte gegee nie, Here, het ons 'n gees van oorwinning. Yes, amen. Ons staan vanoggend op dit. Yes. Here, daar waar daar voorsiening nodig is, Here, ek bid, Here Jesus, dat U hierdie week sal voorsien, bonatuurlik in elke persoon se lewe wat nodig het, Here Jesus. Yes, dankie. Dankie, Vader, dat ons weet, U is die ek is, Here Jesus. Ek kom net vanoggend, Here, met 'n opgewondenheid in my hart, Here Jesus. En ek weet, ek kan op U vertrou, Here Jesus. Ek kan op U staan, Yes. because there is no king like our King. Amen. Hy sit daar so en op die troon in die troonkamer, Here Jesus. En hy stuur die engele uit vanoggend om ons te beskerm. Ek bid vir beskerming oor elke persoon wat hier sit. Elke persoon se lewe sal hierdie week gevul word met die liefde en die genade van God. Here, elke persoon sal hierdie week opnuut hulle vreugde herstel, Jesus. Because our God is the King and the only King. Amen. Here,
alleen is heilig. U alleen is waardig. Daar is niemand soos U. En ek sê dankie. Hier, U sien elke traan wat vloei, U sien elke hartseer, U sien elke wat dit ook al kan wees vanoggend, wat negatief is, Here. En ek draai dit om in die naam van Jesus. Yes. Elke pyl wat uitgestuur word, stuur ek terug van waar dit kom van, in die naam van Jesus. Elke negativiteit wat al oor mense gespreek word, ek spreek lewe, Jesus. Oorwinning. Krag. Dankie, Here, vir dit wat U doen vanoggend. Dankie vir die teenwoordigheid vanoggend in hierdie plek, Jesus. Dankie dat ek vanoggend hier kan staan, Jesus. Here, dankie dat ek vanoggend op die tyd ons kop getrap en vanoggend weet ek die oorwinning kom. My God is soveel groter vyand. Dankie. Klein victory vir elke persoon. Van die oudste tot die jongste vanoggend in hierdie plek. Selfs daar ongebore babas betrokke is. Jesus. Dankie vir dit wat U doen. In die naam van Jesus. Ons vra dit alles in U naam. Dan moet sê, Amen.